die storie wat ek vandag vertel, wie van julle het al ooit daai storie in die Bybel gehoor? Kyk, dis nie so 'n bekende storie nie. Hallo Malan. Okay. Next time. Goed, so die storie is van Hosea en Gomer. En dis wat oom Rolf gaan preek vandag. So Hosea was 'n profeet. Hy het gelewe in dieselfde tyd. Wie van julle het al gehoor van Jesaja? Okay. Hy het in dieselfde tyd as Jesaja geleef. Wie het al gehoor van Jona en die vis? Hy het in dieselfde tyd as Jona geleef. Wie het al gehoor van Amos? Okay, hy het beeste opgepas en toe die Here gesê hy moet preek. En so Hosea het in daai tyd gelewe, baie lank gelede. En toe sê die Here eendag vir Hosea, maar Hosea, jy het nie 'n vrou nie. Jy moet nou trou. Is tyd dat jy nou trou. En toe wonder hy nou, waar gaan ek 'n vrou kry? Met watter vrou moet ek trou? Toe sê die Here, jy moet met Gomer trou. Maar Gomer was 'n slegte vrou. Ek dink nie sy het gevloek en geskree miskien nie, maar sy het somme kinders by 'n ander man gehad, en toe by nog 'n man, en toe bly sy weer by 'n ander man, en toe trou Hosea met Gomer. Want die Here wou vir die Israeliete 'n les leer. So toe trou hy, en toe het hulle eerste seentjie. En hy was so oulik, en toe sê die Here, julle moet sy naam Jesreel noem. So dis 'n snaakse naam, maar dit beteken, soos wat jy saad vat, as jy op 'n plaas is, en jy vat so 'n handvol saadjies, en jy gooi dit so, en dan vat jy nog 'n handvol, en gooi jy dit in die landerye, want God het gesê, dit is hoe die Israeliete is. Hulle wil nie vir my luister nie, hulle is ongehoorsaam aan God, hulle doen heeltyd verkeerde dinge, en dan vat hulle vir hulle stukke hout, en dan kap hulle so 'n mannetjie uit, en dan verf hulle hom met goud. Dan buig hulle voor die stuk hout, dan sê hulle, o God, jy het ons gemaak, ons prys jou, jy gee vir ons koring, jy gee vir ons druiwe, jy gee vir ons wyn en brood, dankie o God. En toe het God gesê, ek gaan die Israeliete straf, dan gaan ek hulle vat so saad, en dan gaan ek hulle so strooi oor die aarde, en gaan hulle na ander lande toe gaan, hulle gaan nie meer in hulle eie land bly nie. Sal julle hartseer wees, as jy nie meer by jou huis kan bly nie, en mense kom vang jy en hulle vat jou weg, en dis hoe die Israeliete was. Toe Hosea en Gomer, toe eendag toe sien hy, haar maagie word groot, sy vrou, Gomer, en toe sê hy, is dit nog 'n baba? Sê sy, ja, maar hy het nie geweet, is dit sy baba en haar baba nie, miskien was dit 'n ander man. En toe sê God, noem hierdie babietjie se naam Lo-ruhamah. En dit beteken, ek voel nie meer jammer vir julle nie, en ek gaan nie julle vergewe nie, want julle hou aan om verkeerd te doen. En toe sê nog 'n baba, toe sal maag so groot, en toe sê die Here, noem daai baba, dis nie my baba nie, dis nie my volk nie. Want dit was nie Hosea se kind nie. Sy vrou het weer verkeerd gedoen, dan gaan sy weer na 'n ander man toe, dan gaan sy weer na 'n ander man toe. En toe uiteindelik, toe sê sy, Hosea, ek wil nie meer met jou getroud wees nie, ek gaan nou by 'n ander man bly. En toe gaan sy weg en sy gaan bly by 'n ander man. En sy het gedink, die man is so lief vir haar, en hy koop vir haar mooi persente, en hy koop vir haar blomme, en as haar sjokolade in daai tyd was, sy dit doen, hy seker vir haar heuning gegee, ag, en alles wat lekker is, en mooi nuwe klere gekoop, en toe besluit daai man, hy hou nie meer van haar nie, en toe begin hulle beklei. En toe sê hy, uit my huis uit. En toe vat hy haar na die mark toe, en in die mark, dis waar jy slawe koop. So 'n slaaf, hulle sit sommer ketTINGS so om jou nek, of hulle sit ketTINGS om jou hande of om jou voete. En toe staan die man daar, en toe sê hy, wie wil vir Gomer koop? Gomer koop, hoeveel betaal jy? Dankie, ons het 10 stuk silwer geldjies, hoeveel sal jy betaal? 20, kan ek nog kry? En toe sê iemand, 30, en ek weet nie wat het Hosea gedoen nie, seker 50,
maar hy wou baie graag sy vrou teruggehad het. Toe sê hy, ek sal haar koop, en toe gee hy baie geld. En toe sê die man daarso, verkoop! En toe kom Hosea na sy vrou toe. Maar sy het sommer vir hulle weer gelyk. Dis 'n groot woord, maar dit beteken sy het gelyk of sy nie eers gebad het nie, en sy het miskien merke op haar gesig gehad toe haar man haar geslaan het, miskien, ek weet nie, maar hulle doen nie mooi goed met slawe nie. En haar klere was dalk geskeur, en toe staan sy net so, en sy is hartseer, en ek dink sy het seker gehuil ook. En toe kom Hosea, en hy was baie mooi met haar, en toe haal hy die kettings af, en die kettings van haar voete af, en van haar nek, en toe sit hy sy arm so om haar, en toe gee hy haar drukkie. En ek dink hy het ook seker gehuil, want hy was bly, dat sy weer na hom toe kan kom, maar hy was ook hartseer, want dis sy vrou, en dan gaan sy heeltyd na ander mans toe. En toe vat hy haar terug na sy huis toe. En die les wat God wou leer is, dis hoe God met die Israeliete is. God is lief vir die Israeliete, maar dan wat doen hulle? Hulle draai heeltyd teen hom, draai heeltyd weg, en dan gaan bid hulle vir stompe, en vir klippe, en vir yster, en dan sê hulle, jy is my God, jy het my gemaak. Nou eintlik die God vir wie hulle gebid het, sy naam was Baal, maar hy is nie 'n regte God nie. Dis net mense wat iets maak, dan sê hulle dis 'n God. En dan gee God, wat sê hy? Ja, presies, dis hoe dom afgoderry is. Jy maak self iets, dan dink jy, daai ding is jou God. En so, God was hartseer, maar dan vergewe hy hulle weer, en hy vergewe hulle weer, en op die einde toe straf hy hulle, maar toe beloof hy het vir Hosea gesê, sê vir die volk, eendag gaan julle na my toe terugkom, en julle gaan nuwe mense wees, wat regtig vir my lief gaan wees, en nie weer sal wegdraai nie, julle sal vir my dien. Nou, Rosh, het jy 'n afgod in jou kamer? Ok, ek's bly. Maar, het jy geweet, partykeer maak ons 'n afgod? Het jy al ooit beklei met 'n boetie of 'n sussie oor 'n speelding? Ek het eers dit gehad. Ja. En daai ding word dan vir ons soos 'n afgod. Dan is dit so belangrik, want wie is vir ons dan die belangrikste? Ek. En ek het dit eerste gehad. Of as ons in die ry moet staan, sê nou maar, jy is by 'n partytjie en almal moet in die ry staan, want jy gaan sweet skryf, wie wil voorstaan? Almal wil voorstaan en indruk, nê, en eerste wees. En as jy 'n mooi foto sien van jou familie, of jou maatjies, vir wie se gesig soek jy eerste? Waar's ek? Want dan maak ons onsself te belangrik, en dis ook 'n afgod. En as ons nie dankbaar is nie, die Here gee vir ons so baie, en dan kla ons, hoekom het sy 'n groter roomys of meer roomys as ek gekry? Maar ons sê nie dankie dat ons roomys gekry het nie. En dan maak ons 'n afgod van onsself eintlik. En die Here hou nie daarvan nie. Hy haat sonde, hy is kwaad wanneer ons sonde doen. Maar hy beloof, hy sal die vergewe wat na hom toe kom. En dit is soos daai storie wat ek nou gesê het van toe hy sy vrou gaan terugkoop, dis wat Jesus kom doen het. Hoe het Jesus ons gekoop? Het hy met goud ons gekoop? Nie met grond nie. Hy het ons gemaak met grond vir Adam. Hoe het hy ons gekoop? Met sy bloed, wat baie meer spesiaal is as goud of silwer, want hy het sy eie lewe gegee om ons na God toe te bring. En wat ons moet doen is, vat jou sonde na hom toe. Soos hy daar gestaan het, so, kom so en sê ek is jammer, Here, dat ek selfsugtig is en beklei en al daai lelike goed doen. En kom na Jesus toe. OK, julle kan gaan sit.